uit die eerste brief van die Tessalonisense en vandag lees ons hoofstuk 3. 1 Tessalonisense 3 van vers 1 af. Paulus skryf hier vir die gemeente: Daarom, toe ons dit nie langer kon uithou nie, het ons dit goed gedink om alleen in Athene agter te bly en het ons Timotheus gestuur, ons broer en medewerker van God vir die evangelie van Christus, om julle in julle geloof te versterk en te bemoedig, sodat niemand deur hierdie beproewinge ontstel word nie. Julle weet tog self dat ons daartoe bestem is. Want ook toe ons by julle was, het ons herhaaldelik vooraf vir julle gesê dat ons verdruk sal word. Iets wat, soos julle weet, inderdaad gebeur het. Daarom het ek ook, toe ek dit nie langer kon verduur nie, vir Timotheus gestuur om vas te stel hoe dit met julle geloof gaan, en of die verleier julle nie miskien verlei het, en ons moeitevolle arbeid vergeefs was nie. Maar vandat Timotheus van julle af by ons aangekom en die goeie nuus van julle geloof en liefde aan ons oorgedra het, dat julle derentyd goeie herinneringe aan ons het en daarna smag om ons te sien soos ons vir julle, is ons wat julle betref, broers, te midde van al ons nood en verdrukking vertroos deur julle geloof. Want nou leef ons mits julle vas in die Here bly staan. Watter dank kan ons immers na behore aan God bring oor julle, vir elke vreugde oor julle wat ons voor ons God het. Terselfdertyd smeek ons bedags en snags baie ernstig om julle van aangesig tot aangesig te mag sien en om te kan voorsien in wat aan julle geloof by julle ontbreek. En mag God ons Vader self en ons Here Jesus ons pad na julle rig. Dan ons teks vers 12 tot 13. Mag die Here julle liefde vir mekaar en vir almal laat toeneem en oorvloedig maak, soos ons liefde vir julle ook is. Mag hy julle harte versterk, sodat julle met die koms van ons Here Jesus saam met al sy heiliges onberispelik in heiligheid voor ons God en Vader kan wees. Amen. Liefde vir God en vir ons naaste. Geliefdes, dit is hoe ons geloof uitleef. Dit is my hooftaak as kind van God, en dit is ons hooftaak as gemeente, om God bo alles lief te hê en ons naaste soos onsself. En hierdie liefde moet groei. Dit moet groter word, dit moet meer word. Daar moet nou meer daarvan wees in my lewe as in die begin van die jaar. Anders is daar fout. Ons teks sê immers, mag die Here julle liefde vir mekaar en vir almal laat toeneem en oorvloedig maak, soos ons liefde vir julle ook is. Mag hy julle harte versterk, sodat julle met die koms van ons Here Jesus met al sy heiliges onberispelik in heiligheid voor ons God en Vader kan wees. Hier in ons teks kry ons die geheim van voorbereiding vir nagmaal. Dit is in die eerste plek nie iets wat jy self kan doen. Dit is iets wat net God in ons kan doen, deur sy Gees. Hy alleen kan ons werklik voorberei vir nagmaal, maar nie net daarvoor nie, ook vir die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En daarom moet ons ook daarvoor bid.
Ons teks is immers Paulus se gebed vir die gemeente. Ons moet dus gereeld bid, Here, laat my liefde vir medegelowiges en vir almal toeneem en oorvloedig word. Versterk my hart, sodat ek met die koms van ons Here Jesus saam met al sy heiliges onberispelik in heiligheid voor U mag wees. Omdat God vir ons lief is, wil hy ook hê dat ons vir mekaar moet lief hê. In ons teks kry ons die gebed dat die Here ons liefde vir mekaar en vir alle mense so sal laat groei en oorvloedig maak, sodat dit vergelyk kan word met die apostels se liefde vir die kerk van die Here. En so sê ons teks, sal God ons harte versterk, sodat ons met die koms van ons Here Jesus saam met al sy heiliges onberispelik in heiligheid voor hom kan wees. Ons moet onthou, daar is 'n groot verskil tussen om van iemand te hou en om iemand lief te hê. Om van iemand te hou gaan oor gevoel, maar om iemand lief te hê gaan oor dade. Wat jy vir iemand doen, ongeag hoe jy oor daardie persoon voel. En ongeag hoe daardie persoon teenoor jou optree. Daarom kan ons in die Bybel selfs die opdrag kry dat ons vyande moet lief hê. Ons mag dus nie toelaat dat ons gevoel oor iemand ons gedrag teenoor daardie persoon bepaal nie. As jy nie van iemand hou nie, beteken dit nie dat jy sommer liefdeloos teenoor daardie persoon kan optree nie. Nie ons gehoorsaamheid aan die Here moet ons optrede teenoor ander mense bepaal. En lief hê in die Bybel is nie 'n voelwoord nie, maar 'n doenwoord. Lief hê is 'n werkwoord. Liefde is iets wat betoon moet word. Jesus het sy liefde vir ons bewys deur aan die kruis te sterf. Sy liefde vir ons is sigbaar in wat hy vir ons gedoen het. En ons sal dit ook, as die Here wil, volgende Sondag aan die tafel van die Here herdenk, as ons met die viering van nagmaal sy dood verkondig totdat hy kom. In gehoorsaamheid aan die Here moet ons dus die opdrag gehoorsaam, soos Petrus dit ook stel in sy eerste brief. Nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het, om mekaar as broers ongeveinsd lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. En ons teks, mag die Here julle liefde vir mekaar en vir almal laat toeneem en oorvloedig maak, soos ons liefde vir julle ook is. Vanoggend kyk ons na die Here se opdrag dat ons mekaar moet lief hê. Want dit is een van die dinge waarmee baie van ons sukkel, om liefde prakties binne en buite die gemeente te bewys. In ons teks gaan dit duidelik oor liefde vir medegelowiges en dan ook liefde vir alle mense. Waaroor dit dus ten eerste gaan is liefde onder mekaar, omdat ons broers en susters in Christus is. Op grond van die feit dat Christus vir ons gesterf het, op grond van die feit dat hy deur sy Gees in ons woon, moet ons mekaar lief hê. Omdat Christus iemand lief het en hom sy kind gemaak het, moet ek hom ook lief hê. En die Tessalonisense het dit goed reg gekry. Maar Paulus moedig hulle aan in hoofstuk 4 om hulle nog meer daarop toe te lê. Hy skryf, oor die broederliefde is dit nie nodig dat ek vir julle skryf nie,
Want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. Julle het immers ook al die broers in die hele Macedonië lief. Maar ons moedig julle aan, broers, om dit nog meer te doen. So, selfs 'n gemeente wat dit al goed reg gekry het om liefde aan mekaar te bewys, word aangemoedig om dit nog meer te doen. En God sê dus eintlik vir elkeen van ons, jy moet onthou, jy is nie die enigste een aan wie ek my genade bewys nie. Nee, daar is ander mense ook vir wie ek net so lief is soos vir jou. Hulle is ook nou my kinders. Ek het hulle lief, daarom moet jy hulle ook lief hê. As ek hulle lief het, wie is jy dan om nie liefde aan hulle te bewys nie? Ja, God vra van ons dat ons aan mekaar liefde sal bewys, omdat ons in Christus broeders en susters van mekaar is. Dink aan die liefde wat God aan jou bewys het, en gaan jy en doen jy dieselfde aan jou medegelowiges en alle ander mense. Ja, God wil ook hê dat ons liefde aan alle mense moet bewys, ook mense buite die gemeente. Want dit is 'n sterk krag wat mense wat die Here nie ken nie, na hom toe sal trek. Niks lewer so 'n sterk getuienis nie, as juis die liefde wat 'n gelowige aan 'n ongelowige bewys nie. En ons teks sê, ons bewys liefde aan alle mense en aan mekaar, omdat Jesus Christus op pad is om terug te kom. Om liefde aan iemand te bewys wat ek nie ken nie, is eintlik onmoontlik. En daarom moet ons ook 'n punt daarvan maak om mekaar beter te leer ken. Ons moet ook 'n punt daarvan maak om ongelowige mense beter te leer ken, sodat ons hulle met God se liefde vir hom kan wen. Onthou ook, ons behoort nie aan die kerk om bedien te word nie. Ons behoort aan die kerk om die Here te dien. En die Here sê, as jy my wil dien, moet jy ook jou medegelowiges en alle mense in liefde dien. En hy gee selfs vir ons gawes om dit te kan doen. En sy wil is baie duidelik. Hy wil hê ons moet liefde aan mekaar bewys en ons liefde vir mekaar moet groei en toeneem. In die praktyk beteken dit onder andere die volgende: dra mekaar se laste. Liefde vir mekaar sluit in om self te gaan en te gaan help en te vertroos en om bystand te verleen. Ware liefde en dankbaarheid beteken, ek sal gaan help daar waar daar nood is, by gelowiges en ongelowiges. Ek sal fisies help en ek sal bemoedig en vertroos en versterk uit die woord. Dit sal duidelik wees uit my meelewing dat ek weet liefde is 'n werkwoord. Wanneer 'n medegelowige siek word, 'n geliefde verloor, finansiëel swaar kry of deur 'n geloofskrisis gaan, sê liefde nie bloot ek sal aan jou dink nie. Liefde gaan sit langs die persoon. Dit luister, bid, bring kos, help met vervoer en dra waar daar moontlik 'n deel van die las. In ons gemeente is daar bejaardes, weduwees, weewenaars, enkellopendes en mense wat eensaam is. Oorvloedige liefde wag nie totdat hulle om hulp vra nie. Dit maak tyd om te bel, besoek af te lê, saam te bid en prakties hulp aan te bied. 'n Eensame gemeentelid het dikwels maar net iemand nodig wat genoeg omgee
om gereeld op te daag. Ons bewys ook ons liefde vir mekaar deur vir mekaar te bid. Maar ons moenie net vir gelowiges bid nie, maar vir alle mense. Veral dat hulle tot bekering sal kom as hulle nie gelowiges is nie. Christus tree elke dag by die Vader vir my in. En daarom moet ek ook vir ander bid. Soos wat Christus nie sy eie belange eerste gestel het nie, maar myne, so moet ek ook nie my belange vooropstel nie, maar die van medegelowiges en ook van alle mense, ook wanneer ek bid. En sodra ek begin voorbeding doen, nie net vir my eie nood nie, maar ook vir die van ander, dan sal ek dit ook begin regkry, om ander se laste te help dra. Ons moet ook bid, dat God ons liefdebetoning sal laat groei en toeneem. Te sê dat ons iemand lief het, maar nooit vir hulle bid nie, is 'n ernstige teenstrydigheid. Liefde lê ander se name en behoeftes voor God se troon van genade. Ouers bid vir hulle kinders. Amptdraers bid vir die gemeente. Gemeentelede bid vir die wat swaar kry, vir die amptdraers, vir die wat afdwaal. Liefde beteken ook om te vermaan as dit nodig is. Liefde beteken nie dat ons sal stil bly terwyl iemand homself deur sonde vernietig nie. Soms moet liefde ook waarsku. Maar die waarskuwing word nederig gegee deur iemand wat weet, ek kan ook versoek word. Bybelse vermaaning sê nie, ek is beter as jy nie. Dit sê, hierdie pad lei weg van Christus af. Laat ek jou help om terug te keer. Geliefdes, hierdie voorbeelde mag egter nie 'n nuwe wet word waarmee ons probeer om God se aanvaarding te verdien nie. Nee, dit moet uit dankbaarheid gedoen word, omdat ons reeds verlos is. En as ons eerlik is, moet ons erken dat ons liefde soms maar baie gebrekkig is. Ons is dikwels selfsugtig, ongeduldig en ook selektief in ons liefde. Daarom begin die evangelie nie met ons liefde vir God en ons naaste nie, maar met God se liefde vir ons. Hierin bestaan die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. 1 Johannes 4 vers 10. Christus het die volmaakte liefde bewys wat ons nie bewys nie. Hy het sy lewe vir ons afgelê. Aan die kruis het hy ook ons liefdeloosheid gedra. Deur sy gees vernuwe hy ons nou na sy beeld. Daarom bid ons saam met Paulus, Here, laat ons liefde toeneem en oorvloedig word. En omdat ons die koms van ons koning verwag, gebruik ons konkrete praktiese geleenthede om mekaar en alle mense lief te hê. Ons teks bring 'n verdere dimensie in. Paulus bid ook vir die gelowiges in Thessalonika. Mag hy julle harte versterk, sodat julle met die koms van ons Here Jesus saam met al sy heiliges onberispelik in heiligheid voor ons God en Vader kan wees. As God ons liefde vir mekaar en ons liefde vir alle mense laat groei en oorvloedig maak, dan gebeur daar ook iets met ons. So sê ons teks, maak God ons innerlik sterk. Letterlik, so versterk hy ons harte. En die gevolg daarvan
is dat ons onberispelik en heilig voor God ons Vader sal staan wanneer ons Here Jesus kom. Dit natuurlik uit genade alleen. Die woord wat hier in ons teks met wederkoms vertaal word is parousia. Ons het 'n minder bekende woord in Afrikaans, parousie, wat wederkoms beteken, wat natuurlik direk van die Griekse woord parousia afgelei is. Wat beteken parousia? Die woord word 24 keer in die Nuwe Testament gebruik, en van die 24 keer het 8 die betekenis van die wederkoms van Jesus Christus. Die ander kere word dit van die aankoms van gewone mense by gewone plekke gebruik. Al word die woord net 8 keer met die betekenis van wederkoms gebruik, het dit die Griekse woord geword wat in die algemeen gebruik word, veral in ander tale, as daar na die wederkoms van Jesus Christus verwys word. Ons kan ook sê parousia het die tegniese term in die teologie geword wanneer die wederkoms van Christus ter sprake is. In vroeë Grieks het die woord veral 2 betekenisse gehad. Dit kon die teenwoordigheid van gode aandui, maar is ook as tegniese term gebruik om die besoek van 'n regeerder of 'n belangrike amptenaar aan te dui. Die parousia van 'n regeerder het gewoonlik met voorbereiding en eerbewyse gepaard gegaan, en het gewoonlik hoop gebring vir die onderdane dat dinge nou gaan verbeter. Ons sien mos gereeld op die televisie hoe daar in 'n dorp of in 'n stad gereed gemaak word as die president gaan kom besoek doen, en hoe daar dan eer aan hom bewys word as hy daar aankom. Ons tref die voorbereiding vir ons koning se koms deur mekaar en ander mense lief te hê, deur hulle met liefde te dien. So maak ons seker alles is reg wanneer ons koning Jesus Christus weer kom. Bewys liefde aan mekaar en maak so gereed vir die koning se koms. Wanneer die woord in vroeë Grieks van die teenwoordigheid van sogenaamde gode onder die mense gebruik is, het die teenwoordigheid altyd 'n heilsame invloed onder die mense gehad. En was dit ook nie net passiewe teenwoordigheid nie. En so sal Jesus Christus se parousia, sy wederkoms ook wees. Daarom moet ons voorberei vir sy koms. En wanneer hy weer kom, sal almal in eerbetoon voor hom neerval. Sy koms sal 'n heilsame uitwerking op die situasie van sy kinders hê. Dinge sal dan beslis baie beter wees na sy koms as voor sy koms, want hy bring die loon van die ewige lewe saam met hom. Hy kom immers om die lewendes en die wat reeds gesterf het te beoordeel, dan vir ewig by ons te bly. En geliefdes, dit alles help ons om ons teks beter te verstaan. Mag die Here julle liefde vir mekaar en vir almal laat toeneem en oorvloedig maak, soos ons liefde vir julle ook is. Mag hy julle harte versterk, sodat julle met die parousia, met die koms van ons Here Jesus, saam met al sy heiliges, onberispelik in heiligheid voor ons God en Vader kan wees. Liefdes, hoekom het Jesus Christus dit aan ons bekend gemaak dat hy weer gaan kom? Hoekom herinner Paulus die Tessalonisense daaraan dat Jesus gaan terugkom? Paulus is hier besig om die Tessalonisense te bemoedig en te versterk in hulle geloof. Die Tessalonisense en hulle geloof sal vir Paulus en die apostels 'n bron van blydskap wees wanneer die Here weer kom. Hulle sal die bewys
van sy harde en geseënde werk wees. Die kroon op sy werk, sê hy. En die wederkoms word veral hier aan gelowiges geopenbaar, sodat hulle mekaar en alle mense sal lief hê. Wanneer Jesus Christus weerkom om die mense te beoordeel, sal daar bevind word dat die Tessalonisense werklik in hom geglo het. Want hulle het voorberei vir sy koms deur prakties liefde te bewys en hulle het gegroei daarin. Hulle sal uit genade vrygespreek word en hulle sal die ewige lewe ontvang. Ons kan ook daarin deel. God skenk die geloof deur sy Gees. Hy verander ons manier van lewe deur sy woord en Gees. Hy maak ons dankbaar en gehoorsaam en diensbaar. Die herinnering aan die wederkoms spoor ons aan en sê, leef so dat julle liefde vir mekaar en vir alle mense sal groei. Bid dat God julle harte sal versterk om gereed te wees vir die wederkoms van Jesus Christus. En dit alles is genade. Want alleen as ons in Christus is ons ook onberispelik in heiligheid voor ons God en Vader. Christus is ons onberispelikheid in heiligheid voor God. Ook wanneer die wederkoms van ons Here gaan aanbreek. En omdat dit alles genade is, maak dit ons dankbaar. So dankbaar dat ons liefde ook oorvloedig word. Geliefdes, kom ons sluit af. Die wederkoms van Jesus Christus word hier aan ons bekend gemaak, openbaar, sodat ons ook sal bid dat God ons daarvoor gereed sal maak. Ons moet voorberei vir die koms van ons koning, deur oorvloedige liefde te bewys, en deur te bid vir die heiligende werk van God in ons. En dit is dieselfde voorbereiding wat ons moet doen voor nagmaal. Dit waarvoor gebid word, is ook dit waarna gestreef moet word. Daarom moet ons ook in die lig daarvan dat die Here Jesus weer sal kom, daarna streef om in hom onberispelik in heiligheid te kan wees. Met ander woorde, om heilig te leef, omdat ons geheilig is, soos wat die nagmaal ons ook sal verseker. Sonder die Here se krag sal ons dit nie reg kry nie. Daarom versterk hy ons daarvoor aan die nagmaalstafel. Sonder gebed sal ons dit ook nie reg kry nie. Daarom moet ons ook daarvoor bid, soos Paulus in ons teks. My Here gee sy liefde tot in ewigheid. Hy vra my liefde bo alles in die tyd, ook verander, wyd en suid, want hy kom weer in heerlikheid. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons, voordat ons aan die tafel van die Here kan aansit, niet weer eers kon hoor van u liefde in Christus, wat ons verlos van die sonde en die dood, wat van ons nuwe mense maak, soveel so dat ons nie net meer in ons eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Soveel so dat ons ook liefde bewys aan ander, in die gemeente en buite die gemeente, tot eer van u naam. Soveel so dat ons opnuut weer besef dat ons Here Jesus Christus op pad is en dat ons daarvoor gereed moet maak vir sy koms. Daarom bid ons ook, Here, dat u ons liefde
sal laat groei en oorvloedig sal maak. Dat U ons in ons harte sal versterk, sodat ons ook onberispelik in heiligheid sal wees, wanneer ons Here Jesus weer kom. Ons vra dit, nie omdat ons enigiets daarvan verdien nie, maar ons weet, net U kan dit gee. Daarom vra ons dit ook, in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die liefdesgawes om ingesamel te word. Liefde is een van die psalms wat juis oor broederliefde handel, is Psalm 133. Ons sing al twee die verse, hoe goed is dit, 'n huis vol lieflikhede, dat broeders woon in onverstoorbare vrede, so salf wat kunstig toeberei om Aarons hoof 'n sagte geur versprei, sy baard oordrup en huil gekleed deurtrek, so sal die liefde wek. Psalm 133, vers 1 en 2. Die genade van Jesus Christus ons Here, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u en bly met u. Amen.